Zachte handen in een hart vol liefde. Draai ik die lasten stil en zacht. In die nachten waar niemand mij ziet nie, zie my kracht hoe hier my wacht. Elke traan wat stil wegval, het u gesien, u ken dit al. Met 'n moeder se hart dans ek voor u Heer, vol genade van liefde en omgee. In my swakheid is u my lied, u dra my hier in elke tyd. Met 'n moeder se hart loof ek u, o Heer. Al my vreugde en pyn lê in u hand. Gelukkige dag, want u is hier, my koning, my Vader, my alles, my Heer. Ek bou my huis op u beloftes, leer my kinders van u lig. In elke woord en elke fluister wys ek hul die regte weer. Want aan die liefde hou ek vas, selfs deur al die storms wat so pla. Met 'n moeder se hart dans ek voor u Heer, vol genade van liefde en omgee. In my swakheid is u my lied, u dra my hier in elke tyd. Met 'n moeder se hart loof ek u, o Heer. Al my vreugde en pyn lê in u hand. Gelukkige dag, want u is hier, my koning, my Vader, my alles, my Heer. Dankie vir elke kind wat u gee, vir elke lag en elke seer. Want deur dit alles leer ek u, my liefde groei net meer en meer. Met 'n moeder se hart dans ek voor u, o Heer. My lewe offer, my siel is skat. U is getrou, u laat my staan. Ek gee my alles, weer en weer aan u, o Heer. Met 'n moeder se hart dans ek voor u, o Heer. Gelukkige Moedersdag. Is jy bly om die huis van die Here te wees? Vir die Here groot lof gevang. Dit is altyd lekker om die huis van die Here te wees, nie waar nie? Ek wil vir my vader, daai Tegerie sê baie welkom. In 'n klein rukkie het hy baie diep in my hart gekruip. Daai twee mense wat daar sit. 'n Mens verloor jou ouers. En dan gee die Here vir jou twee mense wat vir jou baie beteken. Regtig, baie. So, terwyl jy die ouers lewe, waardeer hulle. As soos pastoor gesê het, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word. En in die ou dae het mense is baie ouer geword as nou.
Hoekom het hulle ouer geword? Hoekom het mensies ouer geword as nou? Dan kan julle my sê. Is hy reg, pastoor? As hy. Gaan julle my kan sê, hoekom het mensies ouer geword as nou? Want hulle het hulle ouers geëer. Hulle het gedoen wat hulle ouers sê. Ek het my ouers het my geleer om kerk toe te gaan. En dit is 'n voorreg om in 'n kerk te kan gewees het. Maar ongelukkig het hulle my nie alles van Jesus geleer nie. Want 'n mens kan nie net hier by hierdie kerk wees en nou vir Jesus lewe, nou. Maar as jy by daai deur uitgaan, dan is dit 'n ander mens. Nie waar nie? Jou lewe saam met jou moeder, 'n tydslyn van liefde. Nou, dis vanaand 'n baie sensitiewe boodskap en ek kan dalk bietjie op tone trap vanaand. Ek kan dalk jou ontstel. Maar as jy voel jy is ontstel, dan beteken dit dis 'n issue wat jy nog nie aan gewerk het nie. Dis 'n issue met 'n tissue wat jy moet gaan uitsort. Jy kan hom nie net so los nie. Ek het genoeg lig hoor. Ek het regtig genoeg lig hierso. En vanaand se tema het ek vir julle gesê, jou lewe saam met jou moeder, die tydslyn van liefde. Eer jou vader en jou moeder terwyl jy nog tyd het. Nou gee vir my vra maar, hy het vanaand iets saamgebring. Hy het gedink jy gaan meer kindertjies wees, maar hier is nie meer kindertjies nie. Dit is moeilik om hierdie goed goedkoop te kry. Hier is 'n maatband. 100 jaar. 100 jaar. Dan kan jy 100 jaar, ek gaan jou daar los. Dat hierdie 100 jaar. Want eer jou vader terwyl jy nog tyd het. Nou elkeen van ons het nie meer baie tyd nie. Ons tyd het uitgehardloop. Julle daai kant, se tyd het nog baie. Dis wat ons sê, maar ons weet nie wat is God se plan nie. Nou Deuteronomium 5 vers 16. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God jou gegee het. Nou as jy na die volgende een toe kan gaan, daar is hy, eer jou vader en jou moeder. Kyk 'n bietjie daar, kyk daai prentjie. Ek wil hê ons moet ons hoofde buig en ons oë toemaak. En ek wil hê ons moet nederig vanaand wees. Nie met 'n attitude nie, maar regtig nederig wees. Want ons gaan vanaand nederig voor die Here kom in gebed. Ons buig ons hoofde vanaand. Hemelse Vader, is so lekker om saam met boeties en sissies te wees. Maar ons kom vanaand nederig voor U. Dankie vir hierdie kosbare geskenk van 'n moeder. Daardie vrou wat gebid het toe niemand anders gebid het nie. Gehuil het toe niemand daai trane gesien het nie. Opgeoffer het sonder om iets terug te vra. En Here, vanaand word ons stil. Want baie van ons besef hoe vinnig die tyd verbygaan. Here, as ons kyk hoe die dae nou verbygaan is so vinnig. Maar ek vra vanaand, Here, maak elke hart oop wat kyk, wat luister, wat teenwoordig is. Laat ons vanaand nie net 'n boodskap hoor nie, maar laat ons verander word. Genees verhoudings tussen kinders en hulle ouers, moeders, Here. Dis Moedersdag, maar Here, ons moet ook dink aan die vaders. Here, herstel elke gebroke hart. Bring vergifnis waar daar pyn is. Bring waardering waar daar ondankbaarheid is, Here. En Here, leer ons om tyd reg te gebruik voordat dit te laat is. En dit bid ek in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Nou ja, hierdie 100 cm, JP, het ek my water daar gelos of my koeldrank of wat jy ook al noem? Ekskuus. Ek het so 'n bietjie ietsie in my keel wat krap. Weet jy, ons het 'n krapperigheid vanaand.
Skus. Nou, hierdie 100 centimeter, elke centimeter stel 'n lewe voor. As mens nou dink aan 'n babatjie wat gebore is dit so ou stukkie. Nee? Maar soos hy ouer word, 2, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Nou van ons is nou al hier by 10 jaar, nee? Hierdie tydjie. En as ons nou aangaan, is van ons nou al hierso by 20. As ons nou aangaan, dit raak nou erg, 40. En as ons nou aangaan, dan raak dit hier 47 en dan kom dit hier by 50. Dis die helfte. Dis die helfte. Weet sien, hy is 150. Hierdie een is langer een, hy is 150. Maar hy sê, hoe is die ding nou so verkeerd? Maar kom ons sny hom af by 100. Kom ons sê ons gaan 100 jaar oud word. Sny hom af by 100. En van ons is hierso by 50. Nee? En jou moeder, wat se tyd is jou moeder? Kom ons maak 'n moeder 80. Ons moet 80 maak. Of moet ons al 70 maak? Maak haar 80. Ja, 80 klink beter. Kom ons maak haar 80. Hier is die moeder se lewe. Dis haar lewe. Sommige het dalk 'n korter lewe. My moeder het net tot by 68 gekom. En as my moeder vandag nog gelewe het, het ons die tydjie oorgehad. Net die tydjie. Hoe oud is julle moeders? Ons is by 80. En tans is 'n moeder hierso. Hy is 'n moeder. Het my gesê, oud is jy? Hierdie tyd is goodbye. Dis weg. Ek kan niks daaraan verander nie. Jy het dit oor. Jy het dit van die lewe oor. Dit jou moeder. Dis baie, min. Nie waar nie? My verskriklik min, as jy nou vat, dan sy verjaar, dan gaan nog 'n jaar weg en nog 'n jaar gaan weg. Maar dis wat ons sê, maar moeder se lewe is in Vader se hande, nie in ons hande nie. Moeder kan enige dag wegval, 'n ma val enige tyd weg. Vader besluit, elkeen het 'n tyd om gebore te word en elkeen het 'n tyd om te sterwe. En ons dink altyd daar is nog tyd, maar niemand weet hoeveel tyd oor is nie. Amen? Amen. Amen? Amen. Dit sal dit maklik maak as ons kan weet dat ons ma môre hier gaan wees. Dit is baie maklik maak. En dan van ons het seer gekry in ons ouers, het ons seer gemaak. Het vir ons bitter seer gemaak. En dis hoekom ek sê, ons gooi daai tyd, gooi ons weg. Ons gaan nie daarmee verder teruggaan en gaan die ou koeie uitgrawe nie, ons los dit, want ons kan niks daaraan verander. Jy het hierdie wat jy het, wat kosbaar is. En Spreuke 31 vers 29, 'n moeder is 'n geskenk van God. Kan dan die volgende een toe? Ja, kyk hoe mooi is dit. Kyk hoe soen hy kinders van mamma. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Proverbs 31 vers 28. Nou baie mense waardeer hulle ouers eers as hulle siek word. Dan hardloop jy, dan is jy by die hospitaalbed. En dan begin jy vir Vader te vra, Here, help my, gee net my ma vir my terug. Here, maak my ma gesond. Hulle raak oud. En skielik is hy weg. Dit het by my gebeur, my ma het voor my gelê en ek het haar trouring het ek hom gevat en ek het hom so gedraai en gesê, joeg, my ma was by my pa tot aan die einde. Tot aan die einde.
Maar die woord sê, eer haar terwyl sy leef. Eer jou vader en jou moeder terwyl hulle leef. 'n Moeder dra jou voordat sy gesien het hoe jy lyk. Die babietjie word gevorm, jy weet nie hoe lyk jou babietjie nie. Mamma dra jou al daai tyd, en sy beskerm jou nog voordat jy kan praat. En huil oor jou voordat sy weer daar is, voordat jy weer daar is. En wat offer 'n moeder alles op? Sy offer haar slaap op. Sy offer haar tyd, haar drome, haar geld, haar energie, haar vrede. Offer sy op. En net so dat haar kinders kan gelukkig wees. 'n Moeder sal enigiets doen om haar kinders gelukkig te maak. Party ma's dra ou skoene, net sodat haar kind kan nuwe skoene dra. 'n Ma sal honger gaan slaap, sodat haar kinders kan eet. 'n Ma sal 'n kar aan die bid hou, net om die kinders by die skool te kry. Baie moeders eet laaste, slaap die minste, en weet julle wat? Moeders bid die meeste. Amen. Bid die meeste. Amen. Ek vat, as my ma nie vir my gebid het nie, waar sou ek vandag gewees het? Waar sou elkeen van julle gewees het? Die tyd gaan vinnig verby. Die volgende slide is Psalm 90 vers 12. Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ons het net dit oor om 'n wyse hart te bekom. As ons nou vat daai wat ek nou weggegooi het was 'n lang lewe, kinders, julle het nog hierdie tyd dat julle 'n wyse harte kan kry. Gebruik die tyd reg. Ons dink, ek gaan hierdie baie sensitief sê. 'n Mens kry boodskappe van jou ma af, dan is dit altyd 'n prentjie. Dan scroll jy verby, want jy is alweer 'n prentjie. Die prentjies maak my foon vol. Dan kom die dag wat jou ma sterf. En dan gaan jy op jou foon in om haar herinneringe te gaan kyk en te kyk, wat het sy alles vir jou gestuur, en wil niks meer oopmaak nie. As dit te laat. As dit te laat. Hoeveel van ons het miscalls op ons fone van ons ouers, mense wat kyk? Hoeveel miscalls is daar op die foon? Wat jou ma 10-20 keer bel, net om die stem te hoor. As jy, ag nee, ek gaan nie hierdie week kuier, ek sal volgende week 'n draai gaan maak. Dit is maklik, ons stel ons alles uit, ons sal dit volgende week doen. Ek sal later jammer sê, want my ma gaan my net weer vergewe. Want ma's het Jesus harte. Hulle vergewe alles. Amen. Hulle vergewe alles. En dan kom daai later, kom nooit weer nie, as dit te laat. Nou, die tydjie wat oor is, hoeveel tyd spandeer jy werklik met jou ma? Gaan sit jy bietjie langs jou ma en sê, ma, ek is lief vir jou ma. Ma, dankie vir alles wat ma opoffer. Ma, ek het nodig om 'n drukkie te kry. Nou kom ons, wanneer ken ons ma se nommer? Wanneer ons bankkaart nie meer wil swipe. Dan ken jy jou ma se nommer baie goed, of jou pa se nommer. Maar terwyl hy bankkaart nog vol is, wat gebruik jy met die tyd? As 'n mens net 2 ure op 'n slag is, klink dit so baie om met 'n ma te gee. Wat gesels jy met 2 ure met 'n ma wat vervelig is? Jona, draai jy die kamera. Jy moet hom draai, broer.
2 ure. Julle gesien hoe vinnig gaan 2 ure verby? Net so is dit verby. Nou kyk jy 2 ure op 'n slag. Nou gebruik jy maar, dis 1 keer 'n maand se kuier, 2 ure op 'n slag. En as dit 24 uur 'n jaar wat jy met jou ma gespandeer het. 24 uur, dis 'n dag. Dis 'n dag. En dis 1 dag uit die jaar uit. Sommige ma's, sommige besef, my ma leef nog, maar ek gee haar amper geen tyd nie. En ek weet nie wie hier is hierdie boodskap, is iemand wat hier sit, wat hierdie boodskap moet hoor, wat reg moet maak met hulle ma. Want as hy nie daar is, jy kan nie hierdie tyd wat verby is, daai tyd wat daar lê, is verby. Ons kan dit nooit weer terugkry nie. Nooit weer nie. Halleluja. Baie mense mis hulle ma terwyl hulle nog lewe. Baie leef in dieselfde dorp, maar is emosioneel ver van jou moeder af. Wie se ouers vanaand hierso wat hulle ouer langs hulle het, wat 'n ma by hulle het, steek op jou hande. Maar ons is emosioneel ver van ons moeders af. Baie ver. Ons sit langs ons moeder, maar ons is ook net langs ons moeder. Dan kyk ek weer na hierdie tyd. Sommige kinders ignore hulle ouers, hulle ma's. Hulle antwoord hulle lelik terug as hulle ietsie vra. En ek was Woensdag by die ouete huis gewees. En die tannie wat in die hoek gesit het, wat gesê het, sy het geen bekommernis nie. Want haar kinders gaan haar huur betaal. Maar dan sit daar ander ou mensies wat niemand het nie. Wat nie weet hoe hulle die huur môre gaan betaal nie. En dan raak ons so kwaad as die ouers heeltyd ons bel en heeltyd wil gesels. Vir alles wat uit is, mense, ou mense is verskriklik moeilik. Hulle raak al hoe meer soos kinders. Bel net wanneer hulle iets nodig het. Maar wanneer sy sterf, dan wil almal blomme bring. Dan is jy met daai blomme op die graf, blomme op die kus, dan wil jy die mooiste kaartjie maak, die mooiste fotootjies insit. Maar dan is dit te laat. Dis te laat. Daai foto's gaan nie dan werk nie. Maar God sê, gee liefde terwyl sy leef. Amen. Gee liefde terwyl sy leef, Elise. Ek wil net sê, ek gee daai liefde, want die is so bitter men van ons wat regtig 'n mamma nog het. Soos Elise wat by haar ma bly. Dis altyd vir my ma is my alles. Dis iemand daai wat haar ma en haar pa so eer, wat enigiets sal doen, enigiets, om haar ma gelukkig te hê. En die tyd wat sy spandeer, saam met hom ma. Jy weet, Jesus het sy moeder geëer tot aan die einde. Die volgende enetjie. Kyk daarso, kyk daai foto. John 19 vers 26-27. En toe Jesus sy moeder sien en sy disippels wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar was u seun. Daarop sê hy vir die disippels, dis jou moeder. En van daardie uur af het die disippels haar in sy huis geneem. Hy sê die vrou, daar is u seun. Selfs in pyn het Jesus sy moeder geëer. Hy het vir haar voorsiening gemaak. Hy het haar nie vergeet nie.
En ons vergeet ons ouers. Amen. Waarheid. Ons vergeet ons ouers. Die grootste pyn. Ek wens ek het meer tyd gebruik met my moeder. Ek wens, hier waar ek staan vanaand, wens ek kon daai tyd met my ma gespandeer het. Want daar was 'n in 10 jaar dat ek nie met my ma gepraat het nie. Dat ek kwaad was, dat ek ongelukkig was. En daar was 'n pastoor, hy het gepreek en hy het gesê, die verlore seun kom huis toe, die pa se vlaggie het gewaai. En toe waai my ma se vlaggie wat sê, kom huis toe. Ek wag vir jou. Amen. En so het ons elkeen nog 'n ma, wat ma's het. Een van die grootste pyne by begrafnis is nie die seer wat jy het omdat jy haar verloor het nie, so erg nie. Maar dis daai skuldgevoel wat in jou hart is van die tyd wat jy nie daar was vir haar nie. Die tyd wat jy ignore, skouer gegooi. Jy het daai ignore gegooi van ag, dis alweer my ma, sy bly moan. Woorde wat nooit gesê is nie, ma's lief vir jou. Weet jy hoe belangrik is dit, dat iemand moet hoor, jy's lief vir hulle. Dit is so belangrik, nie net jou ma nie, jou pa het ook nodig om te hoor, Daddy, I love you. Mommy, I love you. Ons het nodig om dit te hoor. Ek dink aan iemand wat ek hierdie week in berading gesien het, wat so hartseer was omdat sy ma nie vir hom teruggesê het, sy is lief vir hom nie. Omdat daar 'n bietjie van 'n ongemak was. Het dit hom hard geslaan. Maar jy kan hy liefde sien. En as van ons dan het ons maar 'n houding van, ag, ek worry nie, as sy nou vir my sê, sy is lief vir my of nie, wat die hel. Praat ek die waarheid? Dis true. Praat ek die waarheid? Waarheid, pastor. Waarheid. Liefde word nooit regtig gewys nie. Amen. Ons wys nie liefde vir mekaar nie. Dis nie net vir die moeders nie. Ons wys nie meer vir mense, ons is lief vir hulle nie. Ons jak mense af. Kyk hulle net so. Dis nie my cup of tea nie. Nou as jy nie eens vir jou mensies kan lief wees nie, hoe gaan jy vir jou ma lief wees? As jy nie vir jou ma kan lief wees nie, hoe gaan jy vir mense lief wees? Yes. Dan kom Vader, dan kom Jesus. Dan kom Jesus, hoe kan jy dan vir hom lief wees? Mense sê, ek wens ek het, as moeder se begrafnis aanbreek, dan wens ek het meer gekuier. Ek wens ek het meer geduld gehad. Ek wens ek het gesê ek is lief vir haar, maar dan is dit te laat. As daai kus sak, en jy gaan hom toegooi, is dit verby. As jy die assies het, die assies kan nie luister nie. Die assies kan niks vir jou terug sê nie. Jy moet daai moeder waardeer, terwyl sy daar is. Amen. En ek dink aan die storie, wat 'n ware storie is, 'n man wat elke dag by sy ma se huis verbygery. Elke liewe dag ry hy verby. Hy het altyd gedink ek sal volgende week stop. Ag, ek is te besig. Ek sal stop. Wie van ons het dit al gedoen? As hy nou 'n bietjie verby. Almal is. As hy gou 'n bietjie verby. Ek het nou gehoor iemand het vir sy pa met 'n bus, vir sy ma met 'n bus gaan kuier. Nee? Nou vra ek, dan ry jy verby, en dan van volgende week, en gaan volgende week, en dan lei die telefoon, dan kyk jy, dan wonder jy, wie is hierdie nommer? Hallo? Yes. Jou ma is oorlede. Wat dan? Wat dan? Wat maak jy dan? Ma is oorlede. Dan besef jy, en hy het daai oomblik besef, hy het nie tyd gehad nie, hy het haar nie belangrik geag in sy lewe nie. Wie sal vir hulle ma, hulle karre se wiele plat ry om by hulle ma uit te kom?
as ek my ma iets werk. Amen. Ek sal dit nou doen. Meer tyd maak. Baie mense het geld, hulle het werk, hulle het besighede, hulle het sport, hulle het selfone, telefone. Julle het alles tot julle beskikking. Maar daar's nie tyd vir moeder nie. Die tydlyn, mense, daar's net 'n sekere tyd. Die tyd loop. Dit loop elke dag vinniger en vinniger en vinniger. Eer jou moeder ook wanneer sy nie volmaak was nie. Yes. Is baie van ons wat sy ouers ons seer gemaak het. 'n Mamma wat ons weggegooi het. 'n Mamma wat nie daar was nie. 'n Mamma, nie kwaad wees vir jou ma nie, want jy weet nie wat is die seer wat jou ma het nie. Baie keer moet jy eers op 'n ouderdom kom om te besef wat is liefde. Ek het net geglo, net 'n man en 'n vrou wat getroud is, mag vir mekaar sê hulle is lief vir mekaar. En ek het eendag by 'n teambuilding gekom waar ons vrouens was. En die vrou het my gesê sy is lief vir my. Ja, ek my tasse gepak, het sy nie naby my moet kom nie, want dit is nou 'n verkeerde vrou, daar's iets verkeerd met haar, want sy vertel vir my sy is lief vir my. Julle, ek het al gewerk. Toe weet ek nie wat is dit om vir iemand te sê ek is lief vir jou nie. Ek het al gewerk. En toe ek werklik God se liefde ervaar, daai Jesus liefde kry hier, toe begin besef ek wat is dit om vir iemand te sê ek is lief vir jou. Jack, ek is lief vir jou. Ek is ook lief vir pastoor. Dubbel en dwars. Jack, ek het regtig vir. Dis nie wat ek aandui nie, maar ek is regtig het Jack hier in my hart. En ek moet vanaand vir hom om verskoning vra. Omdat ek hom weggegooi het. In 'n tyd waar dinge moeilik gegaan het ek vir ou Jack gevat en gesê, ek gaan nie eens weer met Jack praat nie. Maar ek het nie die storie geken nie. Maar Jesus moes eers hier om verander het. Dat ek kan weet wat is liefde. Ek kan vir my pa wat daar sit, 'n soen op sy kop gee en hom sê, pa, ek is lief vir jou. Daai pa en daai pa, ek het vir hierdie twee pa's nou, sit soms so agter mekaar. Hulle albei is grys. Maar ek kan vir altyd sê, ek is lief vir dat hulle 'n soen op die kop gee, sonder om sleg te Nou, dis voel. die seksie. Dis die wyskie nie seksie. So, onthou, moeders maak foute. Pa's maak foute. Mense maak foute. Mense is baie keer oordeel hulle verkeerd. En jou ma, wat jou dalk nie wou gehad het nie, wat dalk lelik was met jou, het ook seer gehad. Hulle het ook seer gehad. Die jare terug se ouers kon nie deel daarmee soos wat ons nou al in hierdie tyd kan deel daarmee nie. Ons gaan nou vir ChatGPT vra, hoorie gee vir my, hoe kan ek my ma verras met 'n ietsie, dan gaan daai ChatGPT vir jou antwoord gee. In ons tyd het ons net boeke gehad en ons moet eers deur al die boeke raai om te kyk wat kan jy doen. En vandag se dae is alles so maklik gemaak. Jy kan selfs vir jou ma 'n prentjie stuur. Jy kan hom self maak en stuur. Jy sê net vir daai dingetjie en hy doen dit. So, wat ek vanaand vir julle wil sê, hier's mamas en papas wat foute gemaak het. Vergewe hulle nou al, Amen. sodat jou lewe suksesvol kan wees. Yes. Moenie hierso eers begine werk en hoor wat's liefde nie. Moet dit nie doen nie. Want liefde is een van die belangrikste. Amen. Dit is so belangrik. En jy moenie, ek kan nou nie vir wie sê ek is lief vir hom nie, want dis nou nie my regte egte kind nie. Wat het hy Vrydag gemaak? Niemand is by die huis nie. Niemand nie. Hy kom by die huis, daar's niemand nie. Nou wie toe hol hy? Na sy ander maat toe. Nee, Bio? Ja. Hy het na sy ander maat toe gehol. In die nagtelike ure, hy vat 'n taxi, hy gaan na sy ander maat toe. En moet ek hom anders te behandel? Ou Bio kom van tyd af, saam met my. Van tyd. Baie klein. En hy eer my. Hy eer my. Hoekom? Want ek het liefde gegee. Mamas, sê vir julle kinders,
Julle is lief vir hulle. Amen. Verduidelik vir hulle wat is liefde, dat die wêreld nie vir hulle verduidelik Amen. nie. Amen. Die wêreld moet nie vir die kinders wys nie. God vra van ons eer vir ons moeders, respek vir ons ouers, Kom ons maak dit ouers. Eer vir ons ouers, respek vir ons ouers, vergifnis vir ons ouers. Yes. En dan kom maar genade. Amen. Weet jy hoe sê ek genade? Hoeveel keer het God al vir jy, ek wil nie iemand uitroep nie, maar net jou, ek kan nie. Hoeveel keer het Jesus al vir jou genade gegee in jou lewe? Jo. Kan jy nie maar ook vir jou ma en jou pa en ouers vir hulle kinders genade gee nie? Want Jesus het soveel genade wat hy aan ons gee. Yes. En ons verdien dit nie eers nie. Amen. Ons verdien dit nie eers nie, maar ons probeer. Ek moet nie nou dink net omdat ons wifi mag, die eer jou vader en jou moeder, moet ons nou dit alles, die wifi sal afbly. Kom maar net dit sê, net in druk hierso. Maar my nou nie stop so met die wifi nie, want die kinders manipuleer mos deesdae met wifi. Ek sal die skorrel goed doen as ek die wifi aan het. Ek sal dit doen. Kyk hoe vinnig kan jou kinders met jou praat, net as jy hom afsit. En ja, hê respek vir jou ouers en genade asseblief. Genade vir elkeen. Genade vir die ou langs jou, genade vir die ou voor jou, genade vir die ou agter jou. Want jy dra nie bitterheid hemel toe. Jy gaan nie die poorte van die hemel in terwyl jy bitter is nie. Is dit die waarheid? Amen. Is dit die waarheid? Alright. Jy kan dit nie hemel toe vat nie. So maak dit regter wat jy kan. Daar waar bitterheid tussen ouers is, maak dit regter wat jy kan. Jou kinders kan kyk hoe jy jou moeder hanteer. Hoe jy hulle ouma hanteer. Yes, yes. Jou kinders leer hoe om ouers te behandel oor hoe die ouers hulle ouers was. Yes. As jy eer wys, liefde wys, geduld wys, sal die kinders later ook dieselfde. Amen. Amen. Hulle gaan dieselfde gee. En 'n tydslyn is van herinneringe. As ons nou vat, my maatband is nou heeltemal nie meer met ons nie. Maar kom ons kyk. Daar's 'n geboorte, daar's 'n skooldag, eerste skooldag, daar's tienerjare, daar's 'n huwelik, daar's kinders, daar's moeilike tye, daar's siekte. Dan kom ons nou by vandag. En dit is waar ons nou trek met van ons ouer mense. Trek nou al hierso en ons het hierdie stukkie dalk, wat môre is van niemand gewaar word nie. Maar ons het hierdie stukkie oor. By elke deel van hierdie maatband was jou moeder daar, daai een wat daar lê. Was jou moeder elke keer daar vir jou. Sy is daar met haar eerste tand, sy is daar met haar eerste val, sy is daar gewees met haar eerste verhouding wat opgebreek het. Sy is daar. Sy was daar. Sy was daar toe jy bang was. Sy was daar toe niemand anders te verstaan het nie. Net 'n moeder verstaan. Amen. Soms beter as 'n sielkundige, as 'n dokter. Party het nie meer 'n moeder vanaand nie. Baie van ons sou enigiets gegee het om ons ma weer terug te kan kry. Om net nog een drukkie te kan kry. Nog net een gesprek te hê met ons ma. Nog net een keer te sê, ek is lief vir jou ma. Maar dis nie daar nie. Maar julle wat hier sit, wat daai tyd verlore gehad het, maak reg, asseblief. Maak reg. Wat moet ons vandag doen? Vir die kinders, sê vir jou ma, jy is lief vir haar. Nie eendag nie, vandag. Moet jy vir jou ma sê, jy is lief vir haar. En die wat nie hulle ma by hulle het nie, die persoon wat na jou kyk, wat daar is vir jou. So ek het nie 'n ma nie, maar daar sit iemand wat vir my
in 'n kwessie van 'n paar maande baie gedoen het, wat ek nou nog dink ek verdien dit nie, maar dit is vir my gegee. Hoekom? Hoekom is dit gegee? Want ek dien die Here met alles wat binne in my is. Maak tyd met jou ouers. Maak tyd vir jou ma terwyl jy kan. Nie maak geld nie, maak tyd. Amen. Want ons is so geneig om te sê, man, ek moet nou gaan werk, ek het nie nog tyd vir 'n ma nie. Ek kan nie nog na my ma kyk nie. Ek moet gaan werk, die geld. Vergewe jou ma terwyl jy nog kan. Vergewe, laat daai pyn gaan. Maak reg. Bid vir haar. Moeders dra almal. Maar wie dra die moeder? Jesus. Maar gaan jy bietjie, gaan vat jou ma se hand en gaan bid saam met haar. Gaan bid saam met jou ma. Of die een wat naaste is aan jou sussie, jou ouma, gaan bid saam. Waardeer hulle nou terwyl jy hulle nog het. Nie by haar graf nie, asseblief. Moenie blomme vat na die graf toe nie, vat dit nou terwyl sy nog lewe. En ek wil graag daai afgesnyde maatband wil ek graag stadig sê. Niemand weet hoeveel tyd oorbly nie. Niemand weet wanneer die laaste oproep kom nie. Niemand weet wanneer die laaste ek is lief vir jou gesê gaan word. Niemand weet. Moenie wag vir daai hospitaalbed nie. Moenie wag vir ICU nie. Moenie wag vir daai kus nie. Moenie wag vir 'n begrafnis nie. Voor jy nie waardeer nie. Waardeer asseblief alles wat jou moeder vir jou doen vandag. Baie van ons wie vandag hier sit hier as gevolg van hulle ma se gebede wat beantwoord is. Baie van ons is nog veilig omdat ons ma vir ons gebid het. En dit laat my dink aan vanmiddag toe ons by die huis kom. Die seuns het nou net maar eenmaal visvang. Is al wat hulle nou aan kan dink is visvang. As hulle by die huis kom, dan moet hulle nou eers gou gaan visvang. En dan staan hardloop die hond heeltyd agter hulle aan. Dan moet hulle nou weer terugkom huis toe. En as hulle weer by die hek uit is, dan is die hond maar weer saam met hulle. Waar daai hond uitkom, weet niemand nie. Maar is dit nie dalk 'n gebed van jou ma wat bid, Here, beskerm my kind elke liewe dag. Dan sit die Heilige Gees daai hond en sê, gaan haal waar, dis nie veilig vir hom te gaan nie, so hulle gaan elke keer terugkom. Moet nie altyd jou eie wil doen nie, want baie keer is daai eie wil 'n gevaarlike wil. OK, so die afsluiting vanaand is, die grootste tragedie wat jou kan tref is nie die dood nie. Dis liefde wat nooit gewys word nie. Amen. Dis tyd wat jy gemors het. Waardering wat nooit uitgespreek is nie. En moenie wag tot dit te laat is nie. Gebruik die tyd wat jy het nou, terwyl jy nog kan. Amen. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, vanaand dank ons U vir elke moeder, vir elke gebed wat hulle gebid het, Yes. vir elke traan wat hulle gehuil het, vir elke opoffering wat niemand gesien het nie. Here, vergewe elkeen van ons hier vandag wat luister, wat nog gaan luister. Vergewe ons vir waar ons ondankbaar was, te besig was, harde woorde gepraat het, liefde teruggehou het. Genees vanaand elke gebroke verhouding. Ek bid vanaand vir elke moeder wat hier sit, luister en nog gaan luister. Geef hulle krag, gee hulle gesondheid, gee hulle vrede, gee hulle vreugde. Vir elke persoon wie se moeder reeds oorlede is, bring vertroosting en bring vrede Vader. En Here, leer ons asseblief om die tyd regtig te gebruik.
dit wat verby is van ons nooit weer terugkry nie, maar Here, leer ons van vandag af Yes. om die tyd reg te gebruik. Laat ons vanaand 'n besluit neem om meer lief te hê, om meer tyd te gee, meer te waardeer, meer te vergewe, meer daar te wees. Dit beteken in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen.